Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is Gesang 165, vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 190, vers 1, 2 en 3. Here
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119, vers 1 en 6, op die wysie van welke vriend het ons in Jesus. So
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die boek Handelinge, hoofstuk 17 vanaf vers 16 tot en met vers 34. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die Godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgeere, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk uit na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook al gesê het,
Ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U ons herder is, dat dit U koninklike besluit is om die te soek en te red wat in hierdie lewe ondergaan. Ons dank U dat U Seun na ons wêreld gekom het om deur sy dood en opstanding na U toe terug te bring. Ons dank U dat ons vandag voor sy hemelse troon mag staan, gered en bevry van sondeskuld, en aan hom ons koning ons lof mag bring. Ons bid U goeie Heer, laat ons onthou dat terwyl ons op hierdie aarde woon en werk en speel, dit alles vlak voor U troon gebeur. Laat hierdie blye wete ons onbesorg maak oor wat ook al ons in hierdie lewe kan tref. As U dan, soos die psalmdigter en die evangelis skryf, bemoeid is met 'n mossie wat op die grond val,
dat die swaalkies by u tempel 'n tuiste vind. Hoeveel te meer is u besorgdheid oor ons. Ons wat u met die bloed van u seun gekoop het. Ons dank en loof u. Bring tog 'n warmte in ons hart met die hoor van u seun se evangelie. Maak ons harte tog begeerig om na u wil te leef. En dat ons sodoende in ons lewens wandel, die vrede van u seun se ryk mag beleef. U ken ons elkeen by die naam. U weet waar ons woon. En net so ken u die gebedes in ons elkeen se hart. Maak dit tog ook na u wil deel van u raadsplan. Ons loof u dat u almag in die gedaante van liefde aan ons u kinders betoon. Ons loof u in die naam van u seun wat nou aan u regterhand sit. Ons bid u, vergewe ons tog net ons sonde, dat ook ons lof aan u vir u aanneemlik mag wees. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 458, die eerste en die derde strofe. Nebukadneser
staan op sy paleis se dak. En hy kyk so uit oor Babel. En hy dink by homself. Kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak. Tot my eer en tot my roem. Nou is die vraag, wat dink u? Sou Nebukadneser se hoofgod, Marduk, daarvan gedink het? Want ook in hulle seremoniële uitvoering van hulle aanbidding van die hoofgod van Babylonië, Marduk, is die koning ook telkens skerp deur die priesters daaraan herinner dat hy maar net 'n instrument in die hand van die hoofgod Marduk is. Alle eer kom Marduk toe. En hier staan hy op sy paleis se dak en hy sê, tot my eer en tot my roem. Maar Marduk het dit nie gehoor nie, want Marduk bestaan nie. Maar 'n ander God het hom gehoor. Die God van Israel het gehoor wat hy sê. En toe word die profesie deur God se profeet Daniël waarheid oor Nebukadneser. Oornag is hierdie koning, wat so baie van homself dink, uit die samelewing uitgewerk, en hy het, soos daar geskryf staan, soos beeste, het hy in die veld geleef en gras geëet. Wat is die groot vraag vanoggend? Juis nou dat ons, paar dae terug, die hemelvaart, die troonbestuiging van die Seun van God herdenk het, is die groot vraag, tot waar strek die mag van die Vader en die Seun? Ons sal sê dis baie maklik, van die ooste tot by die verre weste. Dit sê die psalmdigters ook. En so bely ons ook elke Sondag. Die Vader is die skepper van hemel en aarde, en die Seun het alles met sy werk kom herskep. Maar dink nou net mooi, terwyl ons dit sê, erken, bely, sommer net om name te noem. Dink ons ooit daaraan, dat God vandag in China heers? Dink ons ooit daaraan, dat God in Noord-Korea heers? Dink ons ooit daaraan, dat God sien wat in Oekraïne en in Rusland gebeur en ook in die Midde-Ooste? Ons sê maklik,
God is die skepper van hemel en aarde. God is almagtig en sy mag strek oor die hele wêreld. Maar wanneer dit by die doodgewone lewe kom waarin ons bevind, dan dink ons nie so daaroor nie. Ons kan nie China met God assosieer nie en so ook nie Noord-Korea, Suid-Amerika, ja, miskien die land waar ons bly nie. Die Grieke het ook hulle klomp gode gehad, hele pantheon gode. En die Grieke het ook soos al die ander volke vir hulle afgode, mooi en duur tempels opgerig. Van die tempelse ruïnes kan 'n mens vandag nog daar gaan sien en jy kan net dink hoe dit moes gelyk het, indrukwekkend. Baie arbeid aan die tempel spandeer, geld, dis duur om sulke projekte aan te pak, en dan ook al die dieroffers wat die Grieke ook maar vir hulle gode aangedra het, soos wat 'n mens moet doen as jy 'n afgod aanbid. Skielik op 'n dag, toe besluit man en muis in Athene dat hulle nog 'n god kort. Nou baie ironies, kan u nou dink wat die reaksie van die gode sou wees, wat nou al eeue lank Griekeland, Athene se gode is. Gode wat nou al eeue lank die stad en die mense in Griekeland bewaar het. Wat sou die reaksie van al die priesters wees van al hierdie afgode, nou dat man en muis in Athene besluit, hulle kort nog 'n god? Iets baie groots moes gebeur het. En inderdaad, as 'n mens die geskiedenis gaan lees, dan sien jy daar het iets baie groots gebeur. Op daardie dag, toe die Atheners besluit het, hulle kort nog 'n god. En lees 'n mens Paulus, dan kom jy agter dat Paulus het hierdie geskiedenis geken. En Paulus het nie net hierdie geskiedenis geken nie, Paulus was goed belese oor wat al hulle digters en filosowe al geskryf het, die Grieke. Ons lees in ons skrifgedeelte waar hy een van die digters aanhaal, 'n ene Aratus, waar hy gesê het wat Aratus geskryf het, ja, ons mense stam ook van God af, maak nou nie saak wat se God hy bedoel het nie. Paulus het die geskiedenis van Athene geken en ook wat hulle skrywers al geskryf het, hulle filosowe. Kyk ons na die brief wat Paulus aan Titus geskryf het. Lees ons in 1 vers 12 skryf Paulus Titus, een van die Kretensers, mense wat op Kreta woon, een van die Kretensers, 'n eie profeet van hulle, het gesê, die Kretensers is altyd leenaars, ongediertes, luivrate. Die man se naam wat dit gesê het, was Epimenides.
In die jare so 6 tot 500 voor Christus het 'n groot ramp Athene getref. Daar het 'n epidemie uitgebreek. En baie mense, oud, jong kinders, het hulle lewens verloor. En wat doen die mense van Athene? Hulle doen wat volke doen met hulle afgode. Hulle begin vir hulle offers te bring, dieroffers. Begin diergeskenke aan te dra na al hierdie tempels toe. En dis 'n geoffer en 'n gebid en 'n geaandraai van geskenke van die oggend tot die aand. Maar nie een van hierdie agbare gode het gehoor nie. Het iets aan die saak probeer doen nie. Toe sê iemand vir hulle, kry vir Epimenides. Hy is so 'n tipe van filosoof, skynstreep, profeet. Hy sal weet wat ons moet doen. En dan vertel die geskiedenis ons, toe hy daar aankom aan Athene, was hy self baie verbaas oor al hierdie gode wat hulle aanbid. Maar toe sê hy vir die Atheners, wel, nie een van hierdie gode help nie, kan nie help nie of wil nie help nie. Al wat nou gedoen moet word is, julle sal nog 'n God moet kry. Nog 'n God wat die krag het en die groot hart sal hê om Athene te red. En uiteindelik is deur 'n hele seremonie gegaan en hulle het toe begin altare bou en oral op die altare, op grond van Epimenides se instruksies, het hulle op die klip uitgekrap 'n onbekende God. En toe het hulle vir die God begin offer. Maar Epimenides het daardie dag 'n gebed gedoen. Half 2 sinne uit die gebed aan. Epimenides bid vir hierdie onbekende God. Indien dit u wil is om te vergewe, help ons vandag. Ons het diep spyt dat ons u naam nie ken nie. Broeders en susters, dit klink so amper of dit 'n gebed is wat ek en u ook kan bid. Hoe dit ook al sy, binne 'n week toes die epidemie opgeklaar en almal is gesond. Dis waar die onbekende God vandaan kom, met wie Paulus oor hulle wou gesels. Want Paulus wou vir hulle sê, julle ken miskien die geskiedenis van hierdie onbekende God. Maar tot vandag toe weet julle nog nie wie hierdie God is nie. Is dit vreemd dat God by ander vreemde volke en konings ingryp? Dis nie vreemd nie. Nebukadneser, aanbidder van Marduk,
God het in sy lewe ingegryp. En 'n baie bekende voorbeeld, maar baie belangrike voorbeeld. Toe die Perse die Babiloniërs verslaan het, toe besluit hierdie koning van die Perse, Kores, sommer een oggend, dat al die volke, met ander woorde ook Israel, dat hulle kan teruggaan na hulle lande en hulle hoofstede. En het hy aan Israel toestemming gegee dat hulle stad en tempel weer mag herbou. Kores weet nie hoekom hy dit gesê het nie. Waar kom die wyse manne in die Kersverhaal vandaan? Dit is 'n klomp heidene. Dis 'n klomp towenaars, sterrekykers. Maar hulle kom na 'n onbekende volk. En ten spyte dat die kind by wie hulle kom in 'n stal op in 'n krib lê, maar hulle bring vir hom koninklike geskenke. Waar kom hulle daaraan? Hulle weet nie. Ja, hulle sê dis in die sterre. Die Egiptiese farao, hy weier dat die volk trek. Ja, eers na die 10de plaag, toe dit hom en sy huisgesin direk raak. Maar wat staan daar geskryf? Dis die Here wat sy hart verhard het. Daar was net 'n paar Atheners wat tot geloof gekom het by die Areopagus. Baie teleurstellend. Die 4 evangelies eindig baie teleurstellend as die hele skare in Jerusalem uitroep, kruisig hom, kruisig hom. Baie teleurstellend. Maar uiteindelik het hierdie selfde Griekeland van Athene, van die Areopagus, 'n brandpunt van die kerk in die tyd geword. Dieselfde Rome met sy heidense keizerryk het later jare die brandpunt van die kerk geword. Dieselfde Jerusalem onder die dwinglandy van die skrifgeleerdes en die fariseërs, dieselfde Jerusalem het later in sy geskiedenis ook die brandpunt van die kerk geword. Die kerk van hierdie onbekende God. Broeders en susters, ons kyk om ons heen, in ons land en in die wêreld, en ons kwel ons oor wêreldse magte, wat nog steeds die kerk probeer inloop. Ons weet van die saamsweerdery van ons vyande teen die kerk, geloof. Ons vermoed dat in raadsale, ver bo ons mag, planne beraam word oor die kerk, oor die evangelie, oor geloof. Maar ons skrifgedeelte sê,
Die skepper van hemel en aarde sit ook in daardie raadsale. Daardie raadsale het geen waarborg dat hulle planne gaan geluk nie. Want daar's 'n onbekende God vir hulle, wat ook oor hulle regeer. Waarmee is die onbekende God vandag op hierdie oomblik mee besig? Daar verne. Wie sal weet? Maar ons hoef ook nie te weet nie. Want al wat ons kan bid, is Vader van die ganse skepping, hou ons, hou my, tog net vas. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte Gesang 470, die eerste, derde en vierde strofe. Gee nou aan ons volharding, dat ons met moed kan stry. Heer, gee aan ons oorwinning, U krag sal ons bevry.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.